baie hartlik welkom in ons erediens vanoggend, ook aan besoekers wat vandag hier by ons is, baie hartlik welkom. Ek dink al ons dames wat vanoggend hoedjies op het, julle lyk regtig pragtig. Dit voel asof mense terug is hier in die vroeë 80er jare in die kerk. So julle lyk regtig baie mooi. Daar's 'n paar van julle asseblief jou buis hier begin hardloop want hy gaan nie vir jou los nie. Maar nietemin, baie dankie vir die moeite wat ook gedoen is in die voorbereiding met die hoedjies vandag. Broers en susters, voordat ons begin met ons erediens, gaan ons eers weer die lied saam oefen wat ons verlede week begin oefen het. Dit is Psalm 417. Nou ek gaan dit oorgee na jou toe, dan kan jy dalk weer net vir ons 'n paar tegniese punte gee en dan probeer ons die lied sing. Broers en susters, goeiemôre. Ek gaan die volgende leiding speel vanoggend. Jy sal onthou verlede week was daar 'n plek wat ek vir julle gewys het om eers te tel, né? So daar gaan die orgel nie op en speel nie. Die orgel gaan aan, maar ek sal dit redelik duidelik maak wanneer ons moet sing. Of jy moet maar net van opdruk, ek sal kry. So onthou, die polletjie het tellings 3, en die sterretjies bo, 2 van hulle maak 1. So, hou maar net so 'n bietjie kop, so klein bietjie wiskunde vir die besonderhede. Vas te lê. Dankie broers en susters vir die oplet in die klas, veral met Douwe se wiskunde. Dit help geweldig baie.
So kom ons sal nog volgende week een keer oefen en dan dink ek kan ons hom in die erediens gebruik. Beste broers en susters, anders as wat ons nou in die verlede gedoen het, dat ons gewoonlik die stilte na die prediking het ons vanoggend allereers die stilte voordat ons begin. Om onsself voor te berei om vanoggend nie net na die Here te luister, maar ook bewus te word van die vrede wat God vir ons het. Kom ons raak net vir 'n oomblik stil. Die Here is 'n barmhartige en 'n genadige God. Die Here is geduldig. Die Here is oorvloedig in troue liefde. Hierdie troue liefde handhaaf hy teenoor duisende. Geliefde broers en susters, die genade van ons Here Jesus Christus sal met u wees. Oh,
Nuwe Testament en die Evangelie, soos wat Johannes dit vir ons weergee. Ons gaan daar uit hoofstuk 20 uitlees van vers 19 af tot by vers 20. Skriflesing Johannes 20 van vers 19 af. Daar skryf Johannes vir ons: Dit was al daardie aand op daardie eerste dag van die week. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: Vrede vir julle. En nadat hy dit gesê, wys hy hulle sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle: Vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle: Ontvang die Heilige Gees. Ons lees dit tot sover, geliefde broers en susters. Jesus self sê ook dat van brood alleen sal 'n mens nie leef nie, maar van elke uitspraak wat uit die mond van God kom. Hoe mense se asemhaling verander die oomblik wanneer hulle bang word of wanneer hulle onder geweldige groot druk verkeer. Skielik begin hulle al hoe vlakker asemhaal en al hoe vinniger asemhaal. En die asemhaling is ook net hier bo in hulle bors en al nie reg deur hulle longe asem. Baie van julle dalk al self daardie belewenis gehad om so bang te wees of om so onder druk te wees dat jy amper nie kan asem kry. Ek self het al een keer in my lewe so belewenis gehad van vrees. Ons was nog maar jong getroud en toe gaan ons Mzilama Lodge, dis net so aan die kant Lexington. Nou Mzilama Lodge, pragtige plek, jy hier ook die hele lodge uit vir jou en vir jou vriende of vir jou familie of jy ook al saam met jou na die plek toe gaan. So nie die hele plek vir jouself, maar nou is daar leeu's op hierdie lodge. En een van die leeuwmannetjies met die naam Bin Laden kan hulle vir een of ander rede nie binne in die hok hou. So hy breek van tyd tot tyd uit, spring oor die heining en dan is hy die hele wildsplaas vol. En so sê die eienaar van die wildsplaas, Bin Laden is toevallig daardie naweek wat ons saam met vriende daar is, nie in die hok nie. Hy loop iewers op die wildsplaas rond en dis 'n groot kamp. Daar's geen drade nie. Ek ons by die Chalet instap, pragtig as jy gesien, pragtige houtpanele met groot vensters en dan's die bed daar. Jy kyk so uit in die bos en in die veld. Dit is te pragtig. Hele oop plan eenheid waarin jy bly. En daardie nag hoor jy die leeu's in die hokke wat brul. Die volgende oomblik net hier buite ons kamervenster antwoord Bin Laden met 'n diep brul. En ek besef hier is groot moeilikheid. Want daardie ruimte is te dun en daai houtpanele is te min.
om hierdie leeuwmannetjie uit te haal. Maar ongelukkig met hierdie oopplan plek waarin ons bly, is daar net een toegeboude vertrek in daai hele eenheid, in daai hele chalet. En dis die toilet. Oh. So nodeloos om te sê, vlug ek in die toilet en maak die deur toe. En toe onthou ek, my vrou lê nog op die bed en so. Ek moet daar dalk kry. So probeer ek so saggies as moontlik teruggaan om nie Bin Laden se aandag te trek nie en roep ek haar saggies, versigtig, sodat Bin Laden nie aandag trek. So saggies, kyk bord sy toe nou wakker en kom sy saam met my in die toilet toe en ek verduidelik oor die hele gevaarlike situasie waarin ons is. Maar na omtrent 3 ure toe besluit sy het nie lus vir hierdie koue se ding. Sy gaan terugkom in die bed en dan kan sy met die doel vat. En ek het net vir haar verduidelik, jy is op jou eie, ek het jou lewe gered, maar dis nog maar so. Sy is in die bed en ek self voel toe na nog so 'n uur of wat moeg, uitgeput en dis 'n koue, harde sementvloer. En ek gaan soek skuiler in die hangkas. Maar die hangkas is net 'n gordyn wat voor 'n sementblad hang het. En ek dink ek het dalk oor aan die slaap geraak, maar ek weet ek het wakker geskrik en daardie klik, klik, klik op die sementvloer van die leeu se toonhols wat so loop op die vloer. En ek sien in die silhouet van die lig wat deurkom, sy maanhare soos hy naderkom. En die volgende oomblik ruk daai leeu die gordyn oop en die staan op vlek. Maar gegee daardie oomblik het ek hierdie bang mens asemhaling gehad. Jy asem net, maar jy kry nie uitgeasem. Dis 'n totale vrees wat jy weet maak. Dis die asemhaling van iemand wat bloot net probeer oorleef. Ek weet broers en susters, as jy so asemhaal, dan kry jy wel genoeg suurstof om nie flou te raak. Maar jy kry nie naaste by genoeg suurstof om helder te dink of om kragtig te lewe. En verlede Sondag het ons saam met Elia geleer dat dit vir ons soms nodig is om net die wit geraas van die wêreld uit te doof in ons lewe, sodat ons God se fluisterstem in ons lewens hoor. Maar toe lees ons nou vandag hierdie gedeelte in Johannes 20. Ons vind die disippels in 'n situasie waar die wêreld so hard raas dat hulle heeltemal lam geneem. Hierdie disippels sit agter geslote deure. Hulle haal asem, maar hulle leef nie reg. Wat het gebeur in hierdie teksgedeelte? Johannes skryf vir ons dat die disippels sit agter geslote deure. En dan voeg hy daarby uit vrees vir die Jode. Hierdie insident vind plaas kort na Jesus se kruisiging. Hulle leier is dood. Hulle leermeester is nie meer by hulle. Hulle was die volgelinge van Jesus Christus. Nou is hulle vervolg. Dus Johannes skryf hier dat hulle sit agter hierdie geslote deure en hulle bevind hulle self eintlik in 'n toestand van geestelike asma. Hulle was bang. Hulle was moedeloos. Hulle was sonderig. Hulle het gesê vir die broers en susters, voel jy dalk vandag ons? Voel dit dalk vandag vir jou ook asof jy maar net deur die emotions van die lewe gaan? Jy haal asem, jy werk, jy eet, jy slaap. Maar telkens word jy vasgevang deur die vrees vir môre. Jy word vasgevang met die vrees van die ekonomie van ons land. Jy word vasgevang met die vrees van die landbou. En dan dink ek spesifiek aan die verskriklike tuberkulose pandemie wat eintlik in ons land uitgebreek het. Sit jy dalk vandag hier en is jy vasgevang in die vrees vir jou eie gesondheid, vir jou eie toekoms. Laat hierdie vrees jou vandag vlak asem. Jy is lewendig, maar jy kan nie floreer. Nou hierdie hele insident wat ek dalk vandag vir u 'n bietjie prakties verduidelik. Ek het vir twee maar ek weet nie wat sê vir julle. Annabel sê sy. Goed. En ek het twee Annabel. Kom julle nou voor. Hulle gaan vandag vir ons 'n ballon opblaas. Dis nou net om vir u te verduidelik wat ek eintlik bedoel en probeer sê met hierdie hele verhaal van asemhaling.
Julle kan met daardie ballon opblaas. Dan kan julle net raak om die mense te sien of die ballon. Dan blaas hy die ballon. Soos hy sê, Annabel blaas hy die ballon op met haar eie asem. En soos hy daardie ballon opblaas, sien ons dat dit lyk soos 'n ballon. Dit het die vorm van 'n ballon. En soos hy dit opblaas, raak dit alles goed. Ja, nou is dit genoeg. Dan is hy jammer net nie vir ons. Tegnies en teoreties is daardie ballon nou heeltemal opgeblaas. Kom julle kan vir my gee. Ek waardeer julle moeite, julle spontoog en geweldig baie dat julle kan doen. Die ballon is tegnies teoreties pragtig mooi opgeblaas en hy's vol lig. Maar kyk hoe mooi is hierdie ballon los. Dan val hy maar net weer afgrond. Daardie ballon het in hom geen vermoë om die swaartekrag van die vloei op enige manier te oorwin. En daar lê die ballon iewers hier onder op die vloei. En dan kan hy bly lê. Hy kan nie opstyg van daardie plek af waar hy lê. As jy 'n windjie deur die kerk trek, word daardie ballon maar net neergesweep deur daardie wind. En dit is presies hoe die disippels in daardie vertrek gelyk. Agter daardie geslote deur. Hulle het wel lig in hulle longe gehad. Hulle het geleef. Maar net soos daardie ballon was hulle gevul met mense lig. Hulle het plat op die vloer gelê in daardie vertrek. As gevolg van hulle eie vrese en hulle eie omstandighede. Hulle was wel opgeblaas met hulle eie pogings om te oorleef. Maar uit hulle omstandighede sou hulle nooit self kon opstaan. Hulle was vasgevang op daardie vloer, net soos wat hierdie rooi ballon vanoggend hier onder op die vloer word. Maar dan gebeur die ondenkbare. Sonder dat daar 'n klop aan die deur is, sonder dat enige iemand die deur oopmaak, staan die Here Jesus Christus self in die middel. En sy eerste woorde aan hulle is nie 'n teregwysing oor hoekom hulle hier wegkom nie. Jesus Christus se eerste woorde aan sy disippels is: vrede vir julle. Vrede vir julle. Daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Daardie vrede vir julle waarmee Jesus aan hulle verskyn. Laat al hulle vrees, al hulle kommer, al hulle moedeloosheid en al hulle hartseer soos mis voor die son verdwyn. Jesus Christus bring vir hulle vrede. Hy bring vir hulle suurstof wat hulle nodig het om weer normaal te begin asemhaal. Maar hy doen meer as dit. Hy gee nie net vir hulle 'n geleentheid om beter te oorleef. Jesus Christus gaan hulle hele natuur verander. En dit weer vanoggend vir ons prakties te bewys. Lees ons hierso in Johannes 20 vers 22. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle: ontvang die Heilige Gees. En dis hier waar die groot herskepping van die disippels plaasvind. Wanneer Jesus op hulle blaas, dan verander hy die inhoud van hulle alles. Ek het nog 'n ballon saamgebring. Dit is goed. Hierdie ballon is 'n bietjie anders as daai ander een. Gewoon net omdat hy met helium gevul is. Maar glo vir my, dis dieselfde ballon, hy kom in dieselfde winkel uit, hy kom in dieselfde pakkie, is ook 'n rooi ballon, maar sy inhoud is heeltemal anders. En die inhoud van hierdie ballon wat anders is, verander die natuurlike aard van hierdie ballon. Wel in dieselfde ballon as daardie is. Helium is ligter as lig. Anders as daardie ballon, word hierdie ballon nie vasgeklou teen die swaartekrag van vloei, omdat sy inhoud heeltemal anders is. Die nuwe inhoud wat in hierdie ballon is,
maak dat hierdie ballon natuurlik opstyg. Weg van die swaartekrag. Dit maak dat hierdie ballon natuurlik opstyg. Bo die dinge wat hom voor die grond gaan. Liefde broers en susters, wanneer Jesus dan blaas op sy disippels, dan doen hy dieselfde wat God gedoen het. In Genesis 2:7, toe hy die mens uit stof geskep het. God het die mens gemaak en hy het sy asem in hom geblaas. God het die lewe in die mens ingeblaas. God het sy gees in die mens ingeblaas. Soos Jesus sy gees in die disippels ingeblaas. En hierdie is die nuwe suurstof wat die disippels nodig het. Jesus gee nie net vir sy disippels nog 'n bietjie van hulle eie suurstof om nog 'n bietjie langer vas te bly. Hy gee vir hulle sy gees. Hy verander hulle in. Die vraag aan ons elke vanoggend, geliefde broers en susters, en dit is 'n baie persoonlike vraag is, met watter lig probeer jy jou lewe volg? Probeer jy op jou eie reserves leef? Vlak en vinnig haal jy asem elke dag, net om telkens weer terug te val op die vloer van moedeloosheid. Want 'n ballon kan homself nie vol met hierdie. Hy ontvang dit van die bron. Ons kan onsself nie vol met die Heilige Gees, maar ons kry dit vry en ons ontvang dit vry by die bron van die Heilige Gees, by God self. Net soos wat ons vandag kan opkyk na daardie ballon in die dag. So moet u en ek elke dag, elke minuut van elke dag opkyk na die bron. Opkyk na die Here wat vandag afbuig na u en my en vir ons sê stop die selfdood. Erken vandag, jy lê op die vloer. Jy lê op die vloer vasgepen met jou eie bekommernisse, jou eie vrese, jou eie hartseer en jou eie uitdagings en omstandighede. Maar maak daarmee saam vandag die deure van jou hart en die deure van jou lewe oop. En laat Jesus Christus vandag in jou vrese en in jou bekommernisse insteek. Laat hy die nuwe in jou lewe gee. Bid vandag tot die Here. Here, blaas u gees opnuut in my. Vul my met u asem, sodat ek kan opstaan bo my omstandighede. Geliefde broers en susters, die disippels het daardie dag, daardie vertrek verlaat. As nuwe mense. Hulle het nie meer soos hierdie ballon hieronder, net op die vloer van daardie vertrek nie. Hulle het opgestaan. Hulle het die wêreld ingegaan. En niks, maar niks. Nie vervolging nie, nie gevaar nie, nie dood nie. Niks kon hulle weer neertrek aan die grond toe. Want hulle inne was nie meer menslike asem. Hulle inne is die Gees van God. Mag u dan ook hierdie week nie net lig en asem in die longe hê, maar mag u siel gevul wees met die Gees van God. Hou diep asem. Word vol. Styg. Nee. Lieve broers en susters, kom ons bid saam. Here Jesus, ons dank u dat u nie mure en geslote deure ken. Ons dank u, Here, omdat u vandag tot binne in die vertrekke van ons eie vrees, ons eie spanning, ons eie bekommernisse en ons eie omstandighede binne staan. En dat u vir ons sê, vrede vir julle. Here, ons kom vandag in u teenwoordigheid staan om te kom bely, Here, dat ons probeer baie keer so hard om te lewe op ons eie vlak asem. Ons probeer, Here, so hard om alles self in die lewe te doen, om onsself te laat opstyg.
net om elke keer weer terug te val tot op die vloer van hartseer, en teleurstelling en moedeloosheid. Here, so baie keer voel ons leeg, en voel dit vir ons asof die sorge van die lewe net 'n swaar op ons dra. Daarom, Here, kom ons vandag na U. Ons kom na U, Here, omdat U vir ons verseker in die woord dat U die bron van alle lewe is, en ons kom pleit by U, Here, blaas op ons. Ons kom pleit by U, Here, vervang tot die menslike asem wat daar in ons lewens is, met U goddelike gees. Here, vul ons met U asem. Vul ons met U asem, wat Here ons nie net laat opstyg nie, maar ook vir ons elke dag daardie krag gee, daardie vrede gee, wat alle verstand te bowe gaan. Help ons, Here, om die swaartekrag van vrees te oorwin, en die ligte, die genade, die krag, die teenwoordigheid in ons lewens. Here, ons gebed is, dat ons vandag by hierdie kerkgebou sal uitstap, as nuwe mense. Uitstap, Here, nie net as mense wat poog om te oorleef nie, maar mense wat gevul is met U Gees. Laat die Gees, Here, ook deur ons lewens gaan, sodat ons ook U vrede en U omgee en liefde en deernis, U suurstof, die wêreld kan bring, en snak na asem. Dit bid ons, Here, in die naam van Jesus Christus, Hy wat vir ons die ware lewensasem gegee het. Amen. Liefde broers en susters, as 'n slotsang sing ons lied 433, ons gaan daar die eerste, die tweede en die derde vers saam sing, en ek wil graag vir die tweede en die derde vers lees, omdat dit eintlik so aangrypend is met wat ons vandag oor gehoor het. Dan nooi ons die Heilige Gees uit om te sê, kom, Skeppergees, versterk geloof. Ons wêreld is vol brandende roof. Laat ons die vrede oor ons stig, 'n vlam wat mense kom verlig. Die derde vers lees, kom, Skeppergees, skenk ons die krag, vul ons met moed elke dag, ook wanneer pyn en sorge knel, sal ons met ywer werk en bly. Kom ons sing as 'n slotsang lied 433, so die eerste, tweede en die derde vers saam, waar ons bly staan. Seën van die Here gaan in sy vrede. Die God van hoop sal u deur die geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat die hoop selfs meer oorvloedig sal wees deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
broers en susters, ek dink die meeste